Die Here het op my hart gelê, 'n ou boodskap wat ek op 'n stadium gebring het en dit weer kom varsmaak. En dit uitgebrei so, ons trek nou by 3, mag dalk 5 word. So ons is besig met die gedagte van roepstemme in die woord van die Here. En dis 'n baie besonderse en interessante Bybelstudie wat jy kan gaan doen om te kyk na hierdie roepstemme wat ons vind in die woord van die Here. In Job 5 vers 1 sê die woord, roep maar. Is daar iemand wat jou antwoord gee? En na wie van die heiliges sal jy gaan? Jy sien, daar's baie geroep. En dwars deur die woord van die Here is daar soveel van hierdie onderwerp van hierdie geroep wat daar kom, van mense en van God se kant af. Maar na wie toe sal 'n mens gaan? As dit nie is na die Here toe nie. Op watter mens sal ek en jy kan vertrou? Job 14 vers 15 sê, U Here sou roep en ek sal u antwoord. En daar's baie roepstemme wat jy miskien kan verontagsaam en een kan skuif, maar daar's een roepstem wat jy sal antwoord. Job 30 vers 20 sê, ek roep u aan om hulp, maar u antwoord my nie. Hierdie man Job vind homself in al hierdie panaries en hierdie omstandighede wat so oorweldigend is. En te midde van die oorweldiging daarvan beleef hy dat hy roep en roep, maar niemand hoor nie. En soms kom ek en jy op daardie plek waar dit vir ons voel, ons is stoksiel alleen op 'n Saterdag aand. En jy roep uit jou siel, maar niemand hoor nie. Job 35 vers 12 sê, hy antwoord nie. En as God nie antwoord nie, moet jy verstaan, dis altyd 'n baie pertinente rede. En hier in Job sê hy, van wie die trotsheid van julle harte. Die vraag is, waarom antwoord die Here dalk nie ons geroep partykeer nie? Waarom sou dit wees dat ons roep en roep en roep, maar daar gebeur niks nie? Job 39 vers 3 sê, wie berei vir die kraai sy spys, as sy kleintjies roep tot God? Nou vriende, selfs die kleinste ou kraaitjie kan roep tot God, en God bedien hom met spys, hoeveel te meer nie vir ons om ons te bedien nie. Daarom moet ons altyd ons beroem op die Here. Psalm 3 vers 5 sê, luid roep ek die Here aan, en hy verhoor my van sy heilige berg. God is getrou om altyd te hoor. Ja, ons kry nie altyd die antwoord wat ons wil hê nie, maar God hoor elke geroep. Psalm 18 vers 4 sê, ek roep die Here aan wat lofwaardig is, en van my vyande word ek verlos. En ons kan hom aanroep, want hy alleen is lofwaardig, hy alleen is die antwoord op die node van ons siele, en daarom moet ons aan hom vashou. Psalm 20 vers 10 sê, mag hy ons verhoog op die dag as ons roep. So as baie roepstemme. Ek onthou as 'n kind was ek op 'n stadium betrokke in 'n skool. En daar was 'n onderwyser, en as daai onderwyser se stem gebulder het ek beweeg. Want ek het die wêreldse respek vir hierdie man gehad. En ek sou vir hom moord gepleeg het as ek moes. Dis die impak wat sy roepstem op my gehad het. Ek het 'n ou vriend wat gesê het, die viswater roep hom. Laas naweek het ons lekker gaan kamp. Party ouens het gesê, nee, die kampgronde roep hulle. Ander ouens het gesê, nee, Eden roep hulle, want hulle soek daar die teenwoordigheid van die kinders van die Here. Ek het op 'n stadium by die vuur gesit, en ek het so half gedim en braai, en dit ek gevoel, maar my bed roep my. Net ek al geleer, ek moet so 'n bietjie deure druk, en net so 'n bietjie aangaan, nou gaan die gevoel weg, want die aand's nog 'n embrio, en daar's nog 'n lang tyd wat voor lê. Ek het 'n werkskollega gehad, hy het gesê, die golfbaan roep hom. En ek weet hoe dit voel julle. En dan het my pa hierdie ding gesê van die Bosveld roep hom. Daar's baie roepstemme. En ons is bekend met baie van hierdie roepstemme. Maar die Here het op my hart kom druk om met u te praat oor hierdie gedagte van roepstemme. So kom ons lees saam in 1 Tessalonisense 2 van vers 1 af tot vers 17. Hy sê, julle weet tog self, broeders, dat ons ingang by julle nie te vergeefs was nie, maar alhoewel ons van tevore, soos julle weet, in Filippi gelei het en mishandel is, het ons in ons God vrymoedigheid gehad om aan julle
die evangelie van God te verkondig onder veel stryd. Want ons vermaning was nie uit dwaling of uit onsuiverheid of uit bedrog nie, maar soos ons deur God waardig geag is, dat die evangelie aan ons toevertrou sou word, so spreek ons, nie om mense te behaag nie, maar God wat ons harte beproef. Want ons het, soos julle weet, ons nooit met vleitaal opgehou, of met bedekte hebsug nie, God is ons getuie. Ook het ons nie eer van mense of van julle of van ander gesoek nie, al kon ons as apostels van Christus met gesag optree. Maar ons het vriendelik onder julle, soos 'n pleegmoeder haar kinders koester, terwyl ons so na julle verlang het, was dit ons aangenaam om aan julle nie alleen die evangelie van God mee te deel nie, maar ook ons eie lewe, omdat julle vir ons dierbaar geword het. Julle onthou tog, broeders, ons arbeid en inspanning, want terwyl ons nag en dag gewerk het, om niemand van julle te beswaar nie, het ons die evangelie van God aan julle verkondig. Julle is getuies, en God, hoe heilig en regverdig en onberispelik ons gedra het, teenoor julle wat glo. Hoe ons, soos julle weet, net soos 'n vader sy kinders, elkeen van julle vermaan, en bemoedig het, en betuig het, dat julle waardiglik moet wandel voor God, wat julle tot sy koninkryk en heerlikheid roep. Daarom dank ons God, ook sonder ophou, dat toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het, nie as 'n woord van mense nie, maar soos dit waarlik is, as die woord van God, wat ook werk in julle wat glo. Want julle broeders het navolgers geword van die gemeentes van God, wat in Christus Jesus is in Judea, omdat julle ook dieselfde dinge gelei het, en julle van julle eie stamgenote, net soos hulle van die Jode, wat ook die Here Jesus en hulle eie profete gedood en ons vervolg het, en God nie behaag nie, en teen alle mense gekant is, deurdat hulle ons verhinder om tot die heidene te spreek dat hulle gered kan word, sodat hulle die maat van hulle sondes gedurig volmaak, maar die toorn het oor hulle gekom tot die einde toe. Net tot sover uit die wonderbare woord van die Here. Nou hierdie roepstemme waarvan ons lees, vind ons in vers 12 baie mooi duidelik, waar hy vir ons die woord gee. Hy sê, net soos 'n vader sy kinders elkeen van julle vermaan en bemoedig het en betuig het dat julle waardiglik moet wandel voor God, wat julle tot sy koninkryk en heerlikheid roep. Hy roep die mens. Dat ons as mens moet waardig lewe, moet waardig wandel voor die Here in ons lewens, en dat ons lewenswandel waardig voor hom sal wees, omdat ons leef ter wille van sy koninkryk en ter wille van sy heerlikheid. En ek en jy is geroep daarvoor. Nou, ek is geroep om op 'n kant agter 'n kansel of in 'n kansel te staan. En elkeen van ons is geroep om die woord van die Here uit te dra. En so kom daar 'n roepstem na ons toe op verskillende maniere van ons lewens. Keer op keer kom die Here en maak bemoeienis met jou en my as mens. Paulus leer hier dat ons daardie roepstem waardig moet wees. Dat wanneer die Here met ons bemoeienis maak, dat ons sal let op sy stem. Genesis 18 vers 20 sê die woord van die Here verder, het die Here gesê, die geroep oor Sodom en Gomorra is waarlik groot. Daar was 'n groot geroep oor die sonde van die mensdom, 'n groot geroep oor die eie willigheid van die mensdom. Genesis 22 vers 11 sê, maar die engel van die Here het na hom van die hemel afgeroep en gesê, Abraham, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Nou hier is ek, is 'n baie kosbare woord, om daaraan te dink, dis nie maar net, ja Here, wat wil U hê, of hoe ek hoor, of ek luister na wat U sê nie. Hy sê, hier is ek is gewillig, ek is gereed, ek is reg om te gaan. Eksodus 2 vers 23 sê, en in daardie lang tyd het die koning van Egipte gesterwe, en die kinders van Israel het gesug en geweeklag vanweë die slawerny. En hulle geroep om hulp oor hulle slawerny, het opgeklim tot God.
Hierdie mense is geroep van die slawerny, het opbeweeg tot voor die troon van die hemel. Selfs hulle weeklag was 'n geroep voor die Here. Hulle slawerny was 'n geroep voor die Here. Eksodus 8 vers 12 sê, toe het Moses en Aaron van Farao af weggegaan, en Moses het tot die Here geroep vanweë die paddas wat hy oor Farao beskik het. Want God is die God wat in daardie opsig voorsien het, en Moses kom, en hy roep na die Here oor die pla wat daar voor hulle is. En so kan ons vandag na God roep oor die dinge wat vir ons soos pla is, oor die dinge wat vir ons hindernisse mag wees, oor die dinge wat vir ons 'n steurnis mag wees in ons lewens. Eksodus 19 vers 20 sê, terwyl die Here op die berg Sinaï neerdal, op die top van die berg, het die Here Moses na die top van die berg geroep, en Moses het opgeklim. En keer op keer gaan die Here met ons bemoeienis maak, en hy gaan altyd, wanneer God ons roep, gaan hy ons roep na die top van die berg toe. Altyd gaan hy ons roep na hoër hoogtes toe. Hy gaan ons altyd roep na 'n dieper lewe toe. Levitikus 1 vers 1 sê, en die Here het Moses geroep en met hom gespreek uit die tent van samekoms. En hier is ons vandag in ons plek van samekoms. Die plek waar week op week en keer op keer die stem van die Here in 'n geroep na jou en my toe kom, en moet ons op daardie stem van die Here kan antwoord om op te klim teen die berg, soos wat God van ons wil hê. So kom ons kyk na so 'n paar gedagtes van hierdie roepstemme wat na ons kant toe kom. Die eerste een wat ek raak lees is in Genesis 3 vers 9. Dis die eerste keer wat die God van die heelal na 'n mens toe roep. En hy roep na amper sê ek Moses, amper sê ek Noag, na Adam toe. Hy sê, toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? Hierdie roepstem in die tuin van Eden is 'n besonderse roepstem. Hierdie roepstem is daardie roepstem vanuit die tuin van gemeenskap. Dis waar die God van die heelal intentioneel kontak wil maak met die mens, wie kontak met God verbreek het. Adam en Eva was ongehoorsaam geweest, steeds roep God na hierdie twee mense. Hulle het blaatant teen God opgetree, steeds roep God na hierdie mens. Adam het sy vrou gekies bo die Here, en ons doen baie maal dieselfde. Ons kies dalk nou nie ons vrou of ons man nie, ons kies dalk ons werk of ons sport, ons kies dalk baie ander dinge partykeer eerder as die Here, en dis presies dieselfde as wat Adam en Eva hier gedoen het. Dit wat hulle gedoen het is net dieselfde, en is net so erg soos Kain wat vir Abel doodgeslaan het. Dis net so erg soos Samson wat speletjies gespeel het met die vyand. Dis net so erg soos Dawid wat oor die tou getrap het met Batseba, en wie weet wat alles aangevang het aan die ander kant van die tou. Dis net so erg soos Petrus wat Jesus verloon het. Dis net so erg soos Paulus wat die gemeentes van die Here Jesus vervolg het. Dis net so erg soos die mensdom wat vir Noag verag het en gespot het. En te midde van net so erg bly die roepstem van die Here dieselfde. Vir elkeen van hierdie mense het God weer uitgeroep, waar is jy? In die midde van hierdie verkeerd van die mens, kom die roepstem van God na die mens toe. In die midde van die verkeerde gesindheid, van die verkeerde keuses, van die verkeerde optrede, kom hierdie roepstem van die God van die heelal na elke mens toe, waar is jy? Eenvoudige woordjies, wat soveel impliseer. Waar is jy? Wanneer jy voorploeter in sonde. Waar is jy wanneer jy voorploeter in ongehoorsaamheid? Waar is jy wanneer jy ronddwaal, wanneer die Here vir jou rigting wil wys en sy wil openbaar? Waar is jy wanneer die Here vir jou wil lei in 'n rigting om 'n werk te gaan verrig? Waar is jy in jou gedagtes wanneer 'n mens oorweldig word deur die lewe? Waar is jy in jou gemoed? Wanneer dinge net een dag te veel geword het en dit voel of daar nie môre nog 'n dag kan wees nie. Waar is jy? Dit is 'n baie belangrike vraag. Wat die God van die heelal heel eers aan die mens kom rig, voor Eva vir haar man kon sê, waar is jy? Toe vra God, waar is jy? Want hierdie waar is jy definieer waar hy jou sal moet kom haal. Hierdie waar is jy definieer waar God gewillig is om 'n mens te kom haal.
Hierdie waar is jy beteken God stel belang in die plek waar jy jouself bevind. Hierdie waar is jy is 'n baie belangrike woord. Hy stel belang in waar jy vandaan kom en waarheen jy op pad is. Daarom vra hy, waar is jy nou sodat jy kan bepaal en dan kan beplan vorentoe sodat jy die wil van God vir jou lewe kan vind. Dit voel dalk soos jou laaste tree. Dit voel dalk asof môre die son nie vir jou weer kan opkom nie. Dit voel dalk of daar geen uitkoms verder is vir jou lewe nie. Maar dan kom hierdie vraag, want ek dink myself in, wat het gebeur met Adam hulle? Hulle het nou geweet hulle het gesondig. Hulle het nou geweet hulle het verkeerd gehandel. Hulle het geweet wat die gevolg daarvan is en hulle het onmiddellik geweet hulle is geskei van God. Dit moes die droewigste dag ooit gewees het. Dit moes die swaarste dag vir hierdie mense in hulle hele lewe gewees het. Ja, daar's 'n gevolg vir hierdie sonde gewees, maar dit wat ek gehaat het, het ek nie meer nie. Dis weg. Dit moes hulle getref het. Dalk sit jy vandag by daardie plek. Jou donkerste dag het gekom. Jou moeilikste dag het gekom. En jou menswees voel jy wil weghardloop. Tog versuim God nooit om vir jou eenvoudig te kom vra. Waar is jy vanmôre nie? Waar is jy vanmôre in die middel van die stryd? Waar is jy vanmôre in die werksplek waar God jou geplaas het? Want dit is nooit die baas wat jou daar geplaas het nie. God het beskik dat jy daar sal wees. Waar is jy in 'n ekonomie wat so uitdagend en moeisaam is, met besighede wat ons met spartel om kop bo water te hou? Waar is jy in jou aftrede wat jou beplanning vir jou leeftyd was en nou kom jy agter is nie meer genoeg nie? Waar is jy wanneer jou liggaam siek word en moeisaam tye vir jou voorlê? Waar is jy wanneer die uitdagings groot is, die tekortkominge veel is? Waar is jy wanneer jy nie antwoord op die lewe het nie? Want hierdie man Adam het nie 'n antwoord gehad op wat sopas gebeur het in sy lewe nie. As hy die klok kon terugdraai, sou hy terugdraai, maar hy kon nie. Waar is jy wanneer jy nie meer antwoorde op die lewe het nie? Jy sien vriende, ons vind onsself baie keer daar met die moeilikste maar praktiesste uitdagings. En wanneer dit kom, waar bevind jy jou? In jou gedagtes, in jou planne, in jou ideale, in jou gemoed, in jou emosies. Waar is jy in jou siel wanneer jy nie meer antwoorde het vir die lewe nie? Waar is jy in jou verhouding met die Here wanneer jy verkeerde keuses gemaak het? Jy sien, op een of ander manier kruip soveel mense vandag soos Adam en Eva weg oor die foute wat ons gemaak het. Soos Adam en Eva maak ons so en ons gaan bedek onsself om onsself te verskans van die blootstelling wat daar vir ons mag wag, terwyl die God van die heelal maar net weer na ons toe wil roep en vra, waar is jy? Ons skuil baie keer agter ons temperament. So waar is jy wanneer jy wegkruip agter jou temperament? Waar is jy in jou gesin? Waar is jy in jou kerk? Waar is jy in jou huwelik? Waar is jy in jou kinderopvoeding van jou kinders? Waar is jy as kind in jou opvoeding wanneer jou ouers oor jou regspraak moet leer? Maar dan moet jy verder indink, wie vra die vraag? Want is God homself wat die vraag vra. Waar is jy? Nou as ek vir jou die vraag vra, kan jy vir my sê, luister Dominee, dit het niks met jou uit te waai nie, maar vir God gaan jy dit nie waag sê nie. Wanneer God vir jou vra, waar is jy, sal jy antwoord, so seker as wat ons hier sit, sal jy antwoord. Daarom moet ons let op die roepstem van die Here in die tuin van gemeenskap. Die plek wat sy intensie altyd was, dat God met ons gemeenskap wil hê, dat hy intimiteit met ons wil hê, dat ons by daardie plek altyd sal let daarop, wanneer daar roepstem na ons toe kom, al is die gemeenskap verbreek, al is die verhouding verbreek, moet ons let op hierdie 3 woorde, wat God vir jou en vir my mag bring. Om vir ons te wys, hy stel steeds belang. Hy wil ons steeds kom haal. Waar is jy in jou siel? Wanneer niemand anders weet nie. Waar is jy in jou gebedslewe? Waar is jy in jou verhoudingslewe? Waar is jy in jou verhouding met jouself? Kan jy jou indink dat die God van die heelal vanmôre met jou en my ook kan kom praat? In ons tuin van gemeenskap. Want vir ons is daar 'n weg bereid, vir ons 'n manier geskep, sodat ons gemeenskap met God kan beleef, elke oomblik van elke dag. En daarom kom hy dag op dag en keer op keer
Was dit ek? Is julle wakker? Daarom kom die Here op die wonderlikste wyses. En hy kom vra vir ons die eenvoudigste vraag. Met die diepste betekenis. Waar vind jy jouself? En God se eerste vraag aan elke mens. Waar is jy? En al dink jy jy's okay, en al dink jy jy's sterk, en al dink jy het baie wat jy nog kan doen, vra die Here vanmôre vir elkeen van ons, waar is jy in hierdie môre, op daardie plekkie waar jy individueel is, sodat ons kan let op die stem van die Here. Die gevolg van hierdie oplet na die stem van die Here was nie 'n goeie gevolg gewees nie. Adam en Eva het net na hierdie woorde gehoor, hulle moet uit die tuin uit. Hulle het net na hierdie woorde gehoor, hulle is nie meer welkom op hierdie plek nie. Hulle het net na hierdie woorde gehoor, dat hulle 'n moeisame dag gaan beleef, dat hulle in die sweet van hulle aangesig gaan werk en gaan ywer, dat hulle daarin gaan leef, en dat hulle gaan baringsnood beleef, en dat hulle stryd gaan beleef, en dat dit moeisaam gaan wees. Soms is die gevolg van dat ons luister na die stem van die Here, nie altyd wat ons gedink het dit moet wees nie. Die volgende een sien ons in Deuteronomium 4 vers 39. Daarom moet jy vandag weet en ter harte neem, dat die Here God is, bo in die hemel, en onder op die aarde, en daar is geen ander een, soos hy nie. 1 Samuel 2 vers 10 sê, die wat met die Here twis, word verpletter, oor hulle donder hy in die hemel, die Here oordeel die eindes van die aarde, en hy gee sterkte aan sy koning, en verhef die horing van sy gesalfde, oor hulle donder hy, met hierdie geroep vanuit die hemel uit. Genesis 22 vers 15 sê, toe roep die engel van die Here, dit is die Here Jesus, altyd as die hoofletters geskryf is, vir die tweede keer na Abraham, van die hemel af. Dis vir my so kosbaar as mens dink daaraan, daar's 'n roepstem vanmôre wat uit die hemel uitkom. 'n Roepstem vanuit die troonkamer van God. 'n Roepstem vanuit die heilige teenwoordigheid van die skepper van die heelal. 'n Roepstem na 'n mens toe soos ek en jy uit die troonkamer van die hemel. En hy roep 'n individu. Nee, julle volk nie. Een man. Hy vat hierdie een man, hy maak van hulle 72. Hy vat hulle na 'n vreemde land toe. Hy gaan steek hulle binne in Egipte weg as slawe. Dit alles het begin by 'n roepstem van die hemel af. En hy verander hulle wat slawe is na 430 jaar. En hy gemaak hulle 'n volk wat sy volk is. Dis die wonder van die roepstem van die Here. Toe hy van 'n heiden sy volk kom maak. Die roepstem van die Here. Toe hy van 'n niks mens sy vriend kom maak. Ek sê baie keer vir mense, as jy nou dink aan hierdie man Abraham, kom die Here en hy kom maak 'n koneksie met hierdie man. En hy nooi hom en hy sê vir hom hy moet uittrek na 'n vreemde land toe, hy gaan die plek vir hom wys. Hy weet nog nie waar hy nie. Hierdie man luister so na hierdie stem van die Here. Hy loop en hy volg die Here binne in die wildernis in. Blaatant. Roekeloos. Daai is die plek wat so onherbergsaam is. Daar's geen potensiaal om te leef nie, maar hierdie man los alles, sy pa en sy familie en alles wat belangrik is, en hy volg die Here se roepstem. Hy het nie gesê maar Here, ek kan dit nie bekostig nie. Hy het nie gesê Here, maar wat vir my pa nie? Ja, sy pa het saam met hom getrek. Nie omdat hy hom genooi het nie. Die Here nooi hierdie man na die wildernis toe. 'n vreemdeling, 'n heiden, sy pa was Tera. En hy het gebly in Ur van die Galdeërs. En hy was 'n afgodspriester gewees. Hy was 'n heiden gewees, hierdie man Abraham. Hy het groot geword as 'n heiden. Nou sê hy 'n jong seun in sy tienerfase. En hier kom die God van die heelal met hierdie roepstem uit die hemel uit. En hy sê vir hom, kom ons trek na 'n vreemde land toe. En nou trek hierdie ou en hy kom nie agter, hy loop in die wildernis in nie, maar hy loop maar agter hierdie roepstem aan, want hy loop nou agter 'n roepstem aan wat uit die hemel uitkom. En dit is vir my so baie mooi. As jy nou vandag saam met ons gaan Israel toe, en vat ons jou na hierdie wildernis toe waar hy was. Dan gaan wys ons vir jou dat daardie kultuur wat toe begin het, die tentbewoners, bestaan tot vandag toe nog. En daardie tentbewoners word vandag gesien as die Bedouin mense. Hulle trek in daardie wildernis rond van die een kant aan die ander kant, dan slaan hulle tent op en dan is hulle handelaars. Maar hierdie mense pluk van die kruie bossies wat daar in hierdie wildernis is. En dan maak hulle dit nou droog en fyn en dan maak hulle tee daarvan en dan sit hulle en drink tee die hele dag lank. God nooi vir Abraham wildernis toe om saam met hom te gaan sit en tee drink. Om van 'n heiden
'n vriend te maak. En so kom die Here met 'n roepstem uit die hemel uit. En hy roep ons partykeer binne in die woestyn om van heidene soos ek en jy vriende te maak. En ons moet so fyn ingestel wees om die roepstem van die hemel nooit ooit te mis nie. Maar ons moet toelaat dat hy sy potensiaal in my lewe bereik, wat altyd begin by hierdie roepstem. Hierdie roepstem van die hemel af bereik die uithoeke van die aarde. Hierdie roepstem van die hemel af het hierdie heiden daar uit Ur van die Galdeërs uitgehaal. Daar was nog nie Telkom gewees nie, daar was nog nie een van die fibermaatskappye gewees nie, daar was nog geen netwerk gewees nie, maar God se stem het hierdie jong seun in Ur van die Galdeërs bereik. En niemand kry nie die boodskap wanneer God roep uit die hemel uit nie. En niemand kan homself verontskuldig wanneer hierdie roepstem uit die hemel uit na jou toe kom nie. En niemand kan dit ontken nie. Elke een weet, dis God wat met my praat. Hierdie roepstem van die hemel af is vir jou en my verlossing in die eerste plek. Sodat ons vrede met God kan hê, sodat ons onsself kan sien in die toestand waarin ons is, vir die redding van ons siele, vir die afwas van ons sonde, om heilig te leef, om diensbaar en bruikbaar te kan wees. Hy roep ons tot 'n dieper lewe in die Here. En hierdie roeping kom uit die troon van die hemel uit. Dink aan Paulus. Hy's op pad na Damaskus toe. Op pad na Damaskus toe om strale lig uit die hemel uit op hom. En die roepstem van God kom uit die hemel uit. En dit keer hierdie ou se hele lewe om. Dink aan Jona. In die diepstes van die see kom die roepstem van die hemel. En God sê vir Jona, waarheen vlug jy? Dink aan Jesaja. Toe God kom met 'n roepstem, toe raak hy met 'n koolvuur vanuit die hemel. Dink aan Johannes. Toe God hom besoek met 'n roepstem vanuit die hemel uit, toe gee hy vir hom die Openbaring boek, wat nie 'n geslote boek is soos wat kerke vandag sien nie, wat 'n Openbaring boek is. Hy openbaar die einde vir ons. Dink aan die rower aan die kruis. Daar's twee wat aan die kante van die Here Jesus hang. Een hoor die roepstem uit die troon van die hemel uit, die ander een hoor dit nie. Toe, my liewe vriende, hy roep tot vandag toe nog steeds. En hy het nog nooit opgehou roep nie. Dis die een bassein wat sal aanhou blaas tot die laaste oomblik toe. En hoe ontrou daar in die kansel mag wees, of hoe ontrou daar op enige plek mag wees, die roepstem van die hemel sal nooit, maar nooit ophou nie. Hy het die kerk laat bou en hom onderhou vir 40 jaar. En vir baie van ons 'n tuiste kom bied in hierdie kerk, 'n plek van samekoms, 'n kerkgenootskap gevorm vir 80 jaar. Dit vir 80 jaar gaan onderhou, sodat ek en jy vanmôre hier kan sit en weet, daar's roepstem uit die hemel uit vir my siel. En dalk is dit die eerste keer wat jy dit so besef, dat die roepstem kom van die troon van die hemel af. Hierdie roepstem van die hemel af roep ons tot redding, tot heiligmaking, tot eensgesindheid, tot diensbaarheid. Dis 'n hoë roeping op jou en my lewe. Dis 'n roeping na dieper dieptes toe in my lewe. Dis 'n roeping na die kruis toe. Dis 'n roeping na sy heerlikheid. Dis 'n roeping na die plek van oorgawe en toewyding. Dis 'n roeping tot gebed. God roep ons uit die hemeltroon uit tot gebed. En hy verwag nie iets van ons wat hy self nie doen nie. Hy's nou in hierdie oomblik besig om te bid vir jou en vir my in die troon van die hemel. Hy roep ons tot geestelike intimiteit. Jesaja 22 vers 11 sê, en in die dag roep die Here van die leerskare tot geween en tot rouklag. Hierdie dag het vir ons ook aangebreek. Wanneer laas het jy trane in jou hart gehad vir jou geestelike lewe? Ons kan baie maklik praat oor ons geestelike lewe, oor waar ons is en hoe ons is. Want wanneer laas het jy geluister na die roepstem van die hemel, wat jou en my roep, tot die erns van die toestand waarin ons is. As jy vandag waar jy moet wees, as jy nie daar is nie, dan het jy nie vanmôre daar die berou, en jy is doodtevrede daarmee. En dan roep die Here vandag juis vir iemand soos ek en jy. Hy roep vanuit die hemel, dat ons sal besef. Hy roep sodat ons sal kies. Hy roep sodat ons die erns daarvan sal vat. Hy speel nie speletjies op die troon nie. Daardie troon het hom sy lewe gekos. En hierdie roepstem uit die hemel uit impliseer soveel meer. Want in daardie geleesde gedeelte is daar twee woordjies wat ons dalk kon gemis het.
En die een is dat hierdie roepstem kom van die troon af. En ek en jy moet ons lewens so inrig dat ons slawe siele kom omry. Ons slawe siele sal kom inruil om nie meer slawe van sonde te wees nie, maar 'n slaaf van die troon van die hemel te wees. In dankbaarheid, in toewyding, in oorgawe. Want as dit nie so is nie, sê die woord van die Here, iets baie afskuweliks, dan wag daar die toorn van die Here. Jesaja 40 vers 26 sê, hy roep hulle elke een by die naam. Daar word nie een gemis nie. Matteus 9 vers 13 sê, ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Markus 9 vers 35 sê, en toe hy gaan sit het, roep hy die 12 en sê vir hulle, dis sy volgelinge, dis sy disippels. Jesus kom roep weer eens sy disippels. Hy sê, as iemand eerste wil wees, moet hy die laaste van almal en almal se dienaar wees. So as jy gedink het, jy is 'n disipel van die Here Jesus, dan moet jy weet, daar is 'n dieper roeping vir jou, en dis nie om eerste te wees nie. Dis om laaste te wees. Jesus roep hierdie 12, een vir een. En so roep hy vir jou en vir my. Vanuit die troonkamer van die hemel, en jy kan kies. Gaan jy lewe ter wille van die troon, en die roepstem uit die troon, of gaan jy lewe en die toorn van God in die gesig staar? O vriende, ons moet so versigtig wees. Want dit is eintlik 'n baie skrikwekkende gedagte. Watter kant toe ook al. Daar is vandag 'n roepstem wat uit die hemel uitkom, tot jou en tot my. Sodat ek en jy daar die toewyding en oorgawe aan die Here kan maak, sodat hy ons kan kom vrymaak van die bande van sonde, waar ons so maklik in leef, en so tevrede is om maar net aan te gaan. So let vandag op die roepstem van die Here. Jesaja 6 vers 8 sê, daarop hoor ek die stem van die Here, wat sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, en antwoord sal jy antwoord, vriende. Hier is ek, stuur my. As 'n roepstem uit die hemel uit die troonkamer van die hemel uit, van die skepper van die heelal, wat sy hand op jou lewe kom lê, en jou roep, om te gaan en te gaan verkondig, en ons het wat se verskonings? Wie sal ek vanmôre stuur? Wel, vir hoe lank gaan jy nog in verskoning sit? Wie gaan die guts hê om te sê, Here, stuur my? Hy roep ons uit die troon van die hemel uit, om te deel in God se hart. Hierdie roepstem vanuit die troon van die hemel uit, is wanneer hy sy hart met jou en my kom deel, om 'n verlore mens om daar buitekant te kan bereik en te kan bedien, om mekaar te kan bedien met die liefde van die Here Jesus. En dan het ons baie keer soveel nikke in ons, dat ons by alles uitkom behalwe dit. Lukas 15 vers 6 sê, en as die vader by die huis kom, roep hy sy vriende en bure by mekaar. Dis die verlore seun. Hier kom 'n beeld van 'n vaderhart. En hy sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was. Deel ons in God se blydskap oor siele wat bereik kan word. Deel ons in God se blydskap vir daardie een wat teruggetrek kan word. Hy roep sy vriende en sy bure en almal om te kom deel in die groot geleentheid, om te kom deel in sy hart, deel in my blydskap. Dit wys die Vaderhart. En hy roep jou en my om te deel in sy Vaderhart. Hy roep om te deel in daardie hart wat omgee, in daardie hart wat trek met koorde van liefde, in daardie hart wat hom in liefde uitgiet, in daardie hart wat homself kom neerlê, omdat liefde hom gedring het daartoe. Hy wil hê ons moet deel in daardie Vaderhart wat nie afstoot en wegstoot nie. En ek dink dis iets wat baie kort kom in die kerk van vandag. Deel ons nog in die hart van die Vader. Want vanmôre roep hy vir jou en vir my, sy disippels, sy bure, die mense wat dieselfde burgerskap het, erfgename wat saam met hom moet erf. Hy roep ons om te deel in sy Vader se hart. En dan sien ons laastens 1 Tessalonisense 2 vers 12, en ek betuig dat julle waardiglik moet wandel voor God wat julle tot sy koninkryk in heerlikheid roep.
Daar's 'n roepstem tot 'n waardige lewenswandel. Waardig om voor God te kan staan. Kan ek en jy ooit waardig wees? Wel, al weet ons kan nie. Moet ons strewe wees om waardig te lewe voor God. Waardig om tot eer van die Here te kan leef. Waardig dat sy naam op ons afgedruk kan word. Waardig vir sy heerlikheid. Waardig vir sy werking in my lewe. Waardig vir sy naam op my lewe. Hierdie woordjie waardig tref nogal diep as 'n mens dink daaraan. Hoe waardig leef ek en jy vir God se troon? Hoe waardig leef ek en jy vir God se teenwoordigheid? Hoe waardig leef ek en jy vir God se hemel? Of leef ons maar net want, ons gaan maar net aan. Nee, ons is geroep om waardig te wees. Nou as jy nou terugdink, jare gelede, baie van die ouer mans sal nou mooi verstaan, dan was jy geroep gewees as 'n troep vir 2 jaar. En dan word jy nou, in hierdie 2 jaar word jy geroep, dan vat hulle jou na 'n plekkie toe, en dan coach jy nou baie mooi, en hulle breek alles wat jy nou gedink het jy moet wees, en alles wat jy nou gedink het reg behoort te wees, breek hulle af, en dan niks van jou oorbly nie, en dan maak hulle van jou, wat 'n troep is, 'n waardige soldaat. Wat 'n krygsman kan wees, wat diensbaar vir sy land kan wees vir ander mense, wat bruikbaar kan wees, waar niemand anders bereid is om bruikbaar te wees nie, wat opgeroep kan word om saam te kom stry. So as die Here vandag by ons moet oproep en sê, ek het jou nodig vir diensplig. Hoe waardig sal ons as krygsmanne kan wees? As soldate vir die Here kan wees? Hoe waardig sal ons kan wees om diensbaar te wees? Kyk, ons kan diensbaar wees so baie strooi. Maar hoe diensbaar is ons vir die Here? Hoe diensbaar en hoe waardig is ons wanneer ons moet stry? O vriende, hoor jy vandag die roepstem van die Here? Daardie roepstem uit die tuin, waar jy veronderstel was om gemeenskap met God te kan hê? Let jy vandag op daardie roepstem, wat uit die troonkamer van die hemel uitkom, met 'n lig van die hemel wat jou kom omstraal? Leef jy vandag nog vir die troon, of sien jy kans vir God se toorn? Hy roep ons om te deel in God se Vaderhart. Hy roep ons vanmôre om te deel in daardie wandel wat waardig is. Sy teenwoordigheid, sy naam, sy stempel op my lewe. En ons moet onsself toets en sê, Here, kyk hoe lyk dit in my lewe. Hy roep ons dat ons waardig sal wandel, dat ons voor God kan wandel. Waardig kan wandel tot die eer en die bate van sy koninkryk. Waardig kan wandel vir sy heerlikheid. Hoor jy vandag die stem van die Here? Wat ons oproep tot 'n hoë roeping, tot 'n dieper werk, tot 'n groter verantwoordelikheid voor die Here? Of gaan ons maar net aangaan en ons is tevrede? Ons hoor niks, ons sien niks, ons beleef niks, maar ons gaan maar so aan. So mag die Here ons roep, keer op keer. Mag die Here ons opwek, keer op keer. Mag die Here met ons bemoeienis maak, dag vir dag en oomblik vir oomblik, sodat ons kan sê, Here, hier is ek. Stuur my. Kom ons buig ons harte. Kom ons bid saam. Wonderbare Here, baie dankie vir die kosbare voorreg dat ons vandag weet, Here, dat voordat enige iemand vir ons 'n roepstem kan bied, is daar 'n roepstem vanuit die hemel uit. En kom vra U vir ons die eenvoudige vraag, wat regtig saak maak. So Here, help ons asseblief om te let op U roepstem. Om te let op dit wat U vir ons wil kom sê. Om te let op dit wat U vir ons wil kom vra, Here. Sodat ons kan wees en kan doen wat U van ons verwag. Waardig U roepstem. Waardig U troon. Waardig U hemel. Nie omdat ons iets verdien, Here, maar omdat U ons in staat stel. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons sing 'n lied saam om die diens mee af te sluit. Hou jou oë op die wolke, kyk hoe skyn die strale van die son.
ontvang die seën van die Here, gaan in sy wonderlike vrede. As jy vandag daardie vrede het, maar let op die roepstemme van die Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus, liefde van God ons hemelse Vader en die teere opsoekende gemeenskap van sy Gees met die elkeen wees en bly.